Haal skuld die wind uit jou seile uit. Jy kan soos 'n kogelmander op sy klip gaan sit, terwyl Afriskuld vir die bobbejaan agter die bult gaan haal. As jy voel dit is tyd om skouer aan die wiel te sit en ontslae te raak van lastige skuldeisers, is Afriskuld dalk die opsie vir jou. As jou persoonlike lenings, kredietkaarte, klererekening of selfs jou voertuig en huislening jou slapelose nagte gee, is Afriskuld gereed om vir jou 'n gratis, verpligtingvrye kwotasie aan mekaar te sit. Moet jy skuld maak om skuld te betaal? Stres jy oor skuld? Wonder jy hoe jy deur die maand gaan kom? Konsolideer met Afriskuld en kry een bekostigbare premie vir al jou skuld en betaal onmiddellik minder. Om uit te vind hoeveel minder jy elke maand aan skuld hoef te betaal, besoek Afriskuld se webtuiste afriskuld.co.za. Lekker julle, nog 'n episode van die Appelkas. En hierdie is vir my 'n ongelooflike spesiale episode, want dis waar ek my naam onder andere Appel gekry het en die naam Appelkas gekry het, wat net so af van die pad is natuurlik. Ek het die grootste voorreg om vandag hier so by my alma mater te sit hier by Affies, en is regtig vir my voorreg om saam met twee ongelooflike gaste te sit. Ons het vir meneer Peregrine Joint, wat tans die hoof van Affies af is. Meneer Joint het by ons begin, ofwel ek het ook begin toe meneer Joint begin het, so dit was standaard 6 toe kom ek in die skool en toe ontmoet ek hierdie ongelooflike onderwyser, meneer Joint, en hy het ons, een van die goed wat ek altyd van hom onthou is, en wat ek altyd van hom sal respekteer is, hy het altyd die Here in sy hart gedra, en hoe hy almal baie subtiel probeer lei het na die CVO toe wat hy gedink het nodig was, en in my groep dink ek al was 'n paar manne wat die Here bitter nodig gehad het, maar ons het hom gevind, eers na, elke ou ontmoet die Here op sy eie tyd, op sy kruispad, en dan het ons vir Marna Jordaan, wat by GBF is, maar wat vir my 'n groter ding is, sy was vir 17 jaar lank by ons susterskool oor kan die pad gewees. Sy statige vrou, sy praat mooi en sy dra 'n lig om haar. Dit is my voorreg om vir julle hier so by die Appelkas te hê. Baie dankie. Marna, navorsing toon dat om en by 60% van skoolhoofde deesdae oorweeg om hulle poste te verlaat. Hoe akkuraat is dit en hoe gaan ons dit verbeter? Ja, ons het by die Governing Body Foundation, waar ek nou is, het 'n vraelys laat sirkuleer vroeg in die jaar, reg oor die land. So bietjie oor die 300 skole, 'n goeie balans tussen laer en hoërskole is gebruik. En ek was self verras met die uitkoms en dat soveel so 60% al daai gevoel het. Ek dink die situasie is as sulks, as gevolg van skoolhoofde is onder enorme druk. En veral nou meer as ooit van tevore. Verder is my gewaarwording, ek was nou daarom tot einde 2024 nog in die kantoor, my gewaarwording is dat die verantwoordelikheid van die hoofde het eintlik amper onmenslik toegeneem na COVID. En dit is waar die kommer vandaan kom, want baie mense sê, en dis nie per se die feit dat hulle die administratiewe take moet verrig nie. Want ek dink wat ons moet verstaan is dat in baie skole kry hulle mense in om dit te doen. Maar dis jou goed funksionerende skole. In jou minder gegoede skool of in jou plattelandse skool, daai hoof moet dit self doen amper. En dis waar die ding vandaan kom, maar die groot ding ook is dat die hoof kan iemand vra, maak die data bymekaar. Voltooi hierdie vorm vir my. Maar die hoof kan nie die aanspreeklikheid of die verantwoordelikheid delegeer nie. En dit beteken daardie spanning van, is dit korrek, is dit reg? Dit is wat eintlik daartoe bydra, dat baie van hulle saam met die finansiële druk, die druk wat hulle leierskap onder is, dat daai goed steel jou tyd, en ek wil amper sê, dit steel jou vreugde. En ons weet almal, administrasie is nodig. Ons weet almal, data is belangrik vir enige organisasie. So lief is ons almal vir administrasie. Inderdaad so. Maar jy sien, wat die probleem is, is dat ons weet nie wat maak die departement met al hierdie data nie. En dan ten slotte sal ek sê, die groot ding wat eintlik, dis amper 'n katalisator, is die feit dat hulle vir jou baie onvriendelike tydsraamwerke gee. Van wanneer jy nou hierdie goed, jy sal vanoggend hoor. Amper onmoontlik. Dis amper onmoontlik. Net soos wat jy vanoggend sal hoor, ek wil jou oor 2 ure op 'n plek hê vir 'n vergadering. So, ons moet verstaan, afgesien van die ure, gaan dit eintlik oor hoe dit inspeel op die individu. As ons sê skoolhoofde is op breekpunt, hoe lyk 'n tipiese maandagoggend dan nou vir
hedendaagse hoof? Wel, 'n tipiese maandag vir die hedendaagse hoof is jy die naweek bietjie miskien jou batterye kon herlaai, so jy loop vol moed in. Jy het reeds 'n dagboek op jou tafel wat vir jou vasmaak eintlik vir 'n klomp goed wat moet gebeur en jy wil fokus op die kurrikulumbestuur van die skool. Miskien moet jy op die finansiële bestuur fokus, miskien moet jy op die ander goed. Kinders wat probleme het en dan stap jy in en dan wat ek nou net vir jou gesê het. Dan kom die sekretaris se groot oog in. Die distrikkantoor het nou hierdie ding gestuur en hulle sê hulle wil voor 12 al hierdie inligting wil hulle hê. So jou dag word in 'n ommesienetjie van tyd word jou dag omvergewerk. En dan moet jy dink op jou voete. En daarom is dit vir 'n mens baie baie moeilik. So jy begin met moed en spoed. Ja. Maar ek sê vir jou teen 1:00 op die En begin maandagmôre, net met spoed. sleep jou voete. Ja, dis jou voete sleep teen 1:00. Meneer Joint, affies werk vir my nog altyd soos 'n goed geoliede masjien. En dis reeds die rede hoekom ek vir meneer vandag ook hier op die appelkas het. Wat doen julle anders, voel meneer, as die norm? Christof, eerstens baie dankie vir die geleentheid om hier te wees. En ek onthou my 2001 begin hier by Affies baie goed en 2005 toe julle matriek was. Ja. Ek het 'n bietjie gaan kyk, ek dink hier al vir die 5de, 6de rugby span Dis hulle, gedraf. En ek het 'n bietjie gaan kyk na ons koshuisfoto's. So nee, dis wonderlike tye gewees. En net voor ek antwoord, ek dink Dr. Ewerts het baie keer verwys na 'n Nederlandse opvoedkundige, Langeveld. En hy het gesê skole vorm mense. Weet jy, en dit het nou eintlik vir my nogal in my loopbaan het dit gebeur. Jy het verwys na mens kom hier aan as 'n jong onderwyser en jy's entoesiasties en jy dink jy gaan die wêreld verander en alles, maar die teenoorgestelde gebeur op die einde. Die skool verander jou. So en dit sluit eintlik aan by my antwoord is ek sou sê ons is bevoorreg, ons is weet 'n erfenisskool. Ons het 106 jaar agter ons, so ek dink ons het die toets van tyd so 'n bietjie deurstaan en mense het geleer by ander skole. So ek dink ons is ongelooflik bevoorreg om 'n sterk tradisie te hê. Ek dink tog ek moet melding maak van die feit dat ons 'n seunskool is of 'n enkelgeslagskool. Dit is tog 'n bietjie anders. Ja. 'n Enkelgeslagskool is daar 'n bepaalde kultuur en tradisies ensovoorts. So ek dink dit maak dit bietjie makliker, maar in terme van skoolbestuur, weer eens was ek bevoorreg om regtig goeie mentors te gehad het in my lewe en om te probeer fokus op dit wat regtig saak maak. En ons is nou weer eens 'n skool wat die vermoë het om van hierdie administratiewe take wat die departement so op mens afdwing op kort kennisgewing, soos wat Marna gesê het, is daar personeel wat dit doen. Ja, jy bly verantwoordelik, maar gelukkig kan 'n mens die fisiese tyd om die leers op te stel en dokumente en die ewige goed wat jy moet invul en indien, is daar 'n span wat jou help met dit. So ek dink dit is een van die goed wat mense natuurlik baie help, is daar 'n span mense wat jou hande so 'n bietjie losmaak om te fokus op dit wat regtig belangrik is. En dis die kinders in die skool. Want hierdie is 'n massiewe, selfs met Afrikaans vir meisies, dit is 'n absolute, om daai op 'n mens se rug te dra, dink ek is so groot verantwoordelikheid. En as jy nie die regte span het nie, kan jy nie fokus op die kinders nie. Jy kan nie fokus op die skool nie. En dit is vir my wat 'n hoof laat uitstaan, as hy weet wat op sy vloer aangaan. En dit is vir my, maar met enige besigheid, is dit, dink julle hoofde is deesdae net hoofde, of is dit amper soos 'n boer deesdae? Jy is nie net 'n boer nie, jy's 'n rekenmeester, jy's sommer alles. Ja, ek dink as ek mag sê, ek dink 'n hoof is iets van alles, hoor. Ja, definitief. Ek dink ek praat baie daaroor dat as 'n mens gaan kyk na die opleiding, die tersiêre opleiding van onderwysers, dan laat dit eintlik veel te wense na, want niemand lei jou regtig op vir as jy by die hoofposisie uitkom oor wat jy alles moet doen nie, want jy is inderdaad, jy's predikant, jy's sielkundige, jy is rekenmeester, jy is moeder of vader vir die kind, jy's mentor, daar's amper nie 'n ding, menslike hulpbronne bestuur, so dit is 'n groot pakkie wat 'n mens dra as jy in die posisie van 'n hoof staan. En skole van uitnemendheid, soos byvoorbeeld seunshoër en meisieshoër, het 'n ander tipe van 'n druk wat jy ook ervaar, want ouers belê in die skole, maar hulle verwag ook dan dat jy geleenthede skep en dat hulle dan ook die goeie onderwys kry en dat die skole goed funksioneer.
dit word 'n ding, want ek moet vir jou sê in ons land as gevolg van, en dit weet ons almal, die ekonomiese omstandighede waarbinne ons nou is geweldige druk wat dit plaas op almal. Ek wil amper vir jou sê, ek dink 'n volgende vraelys wat ons miskien by die Governing Body Foundation moet oorweeg, is om te kyk na jou persentasie van ouers wat steeds jou skoolfonds kan betaal en die effek wat dit het op skole, want die departement se bydrae is eintlik minimaal in vergelyking met wat ouers eintlik in die skool belê. Maar weet jy, Christoph, dit is 'n ongelooflike voorreg om by hierdie by skole van uitnemendheid, om daardie leiersels vas te hou. Ja, jy weet jy's op 'n wilde perd. Jy moet mooi die leiersels En as jy afklim, gaan jy seer. As jy afklim, gaan jy, ja. As daai perd sy hoewe in die lug inkap, gaan jy verseker Ja. iewers te gaan jy hart neerslaan. Maar dit bly 'n voorreg. En kyk, ek kan nou nie namens Berry praat nie, maar ek ken hom lank genoeg om te weet ook, om vir jou te sê, ons behoud is wanneer jy in jou hart 'n passie het vir dit wat jy doen. En as onderwys jou roeping is, as hy in jou bloed is, kan niemand dit daar uithaal nie. En daai ding is moeilik om te verduidelik vir mense, maar dit speel 'n sleutelrol in wat word van die skole. En ek wil net vir 'n oomblik daarna verwys, alle skole is nie so bevoordeel nie. Ja. Ons moet altyd ons oog op die bal hou en onthou, die skoolhoof deur op die platteland se eise is totaal anders as wat jy in 'n skool soos byvoorbeeld hier waar ons vandag ook is en by meisies hoor het. Maar daarom is dit belangrik dat die mense se passie aan die gang hou. Ons moet hulle arms oplig en dan wil ek sê, synde nou ek nou die ouer verenigings se verteenwoordiger is, wil ek sê, ons ouers is die groot steunpilare in hierdie skole ook, maar hulle verstaan nie altyd noodwendig hulle rol nie. So van my instansie af is die doelwit om opleiding en bemagtiging te doen van skoolbeheerliggame. In Maart volgende jaar het ons weer 'n beheerliggaam verkiesing. En ek sou graag wou sien dat die GBF, dat ons wyd en suid skole gaan help om hulle beheerliggame te bemagtig en hulle te help leer. Hoe staan jy die skoolhoof en die skool by? En dat dit nie gaan oor, ek gaan gekies word, dan word my seun die hoofseun nie. Daai is 'n ding wat vir my nogals baie naby in die hart lê. Is waar is die grense vir ouer betrokkenheid by skole? Ek dink meneer sal dit nogals goed kan antwoord. Ja, Christoph, ek wil graag net op jou vorige vraag, miskien net een of twee goed by sê. Ek dink skole het in totaliteit verander. Jy weet, 'n openbare skool het nou ondersteuning van die departement en die geboue hoort aan hulle ensovoorts. Maar ons tipe skole, deesdae in wese is eintlik maar 'n privaat skool. Jy weet, so jy het 'n klomp onderwysers wat deur die staat nog betaal word, die gebou behoort aan hulle. Maar ongelukkig is ons staat is bankrot eintlik. Ja, Hulle het eintlik meer geld nie. So as jy dink is anders, dan so om vir jou net 'n idee te gee, ons die finansiële bydrae van die staat, behalwe vir die salarisse, is 0,5% van ons skool se begroting. 0,5%. Jy weet, so die res is ouers, skoolfonds en fondsinsamelings en ek dink in terme van die rol van 'n skoolhoof is dit juist dit. Jy moet al daai goed bymekaar hou. En ek dink saam met die beheerliggaam, en juffrou Jordanus nou by Governing Body Foundation, baie skole is by FETSAS, ons is 'n FETSAS skool, en hulle ondersteuning as beheerliggaam organisasies is verskriklik belangrik in terme van opleiding, want jou ouers maak jou hand sterk. So as 'n skoolhoof en die skoolbestuur en die beheerliggaam saamwerk, kan jy berge versit. Jy kry 'n goeie masjien. En as jy nie saamwerk nie, dan is dit verskriklik moeilik. So ek dink dis waarvoor ek verskriklik dankbaar is. In ons omgewing is ons skoolbestuur en beheerliggaam werk saam, een doel voor oë, maar jy kan dit definitief alleen doen nie. So daai personeel, jou ouerkorps is ontsettend belangrik, maar jou personeel wat jy aanstel en wat saam met jou, kon ek sê, in die onderwys tuig is van kardinale belang. Jy is maar die skouers op wat jy staan. 100%, dis wat die skool nog altyd vir my. Juffrou Jordan, wat vir my nou interessant was, fondse raak 'n probleem by skole. Sal julle sê daar's sekere maniere om sekere goed by skole, soos byvoorbeeld beurse, die koop van spelers in daai klas, om daai struktuur te verslank, om meer fondse na die nodige plekke toe te stuur?
is dit want ek weet ons as Affies het nog nooit 'n kind goed, maar ek trotseer myself nog steeds altyd daarop. So ek wil net dit is nogals iets wat my op die hart lê. Ja, ek weet jy, ek het ook daai filosofie gehad en daai beleid, jy koop nie 'n kind nie. Mens koop nooit lojaliteit nie. Dit moet jy ook weet. Dis iets wat van binne gedei en blom en groei in 'n kind. En dit is wat 'n mens eintlik by skool moet probeer regkry. Dis 'n baie sensitiewe vraag wat jy daar vra, Baie, ja, want in sekere omgewings het dit eintlik deel geword van die hele bedryf. Natuurlijk. Kyk, weet jy wat is die probleem van 'n skool? 'n Skool word ongelukkig in baie opsigte. Deesdae moet jy korporatiewe bestuur toepas en nie net gewoon die ou tydse skool en Skool is nou skoolwees nie. besigheid. Ja, en daarom sal jy sekere sportsoorte word ingetrek deur provinsiale unies en goed wat sê maar ons wil en dit verstaan mense ook as 'n skoolhoof waar ek het geglo aan die totale ontwikkeling van 'n kind. So die ontwikkeling van 'n kind op sport en kultuurterrein is eintlik 'n integrale deel van wat jou werk moet wees by die skool. En daarmee het ek nie 'n probleem nie. Maar dit is wanneer jy begin om kunsmatig jou skoolse prestasies daarbo te probeer hou. Dis dan wat dit 'n gevaarlike slaggat word. Nou, ek wil my nie nou op hierdie stadium daarop uitlaat nie. Ek het nie insaag gehad of presies om te sê nie, maar dit is ongelukkig so. Daar is skole wat dit meer doen en skole wat dit minder doen en skole wat vir jou sal heeltyd sê die skool het, maar ek het dit self ervaar as hoof by meisieshoër van 'n ouer wat gesê het by 'n atletiekbyeenkoms, nee, maar haar dogter gaan in graad 8 na meisieshoër toe. En sy het nie besef dat dit een van ons adjunkhoofde was wat langs haar op die paviljoen sit nie. En so sê sy toe, nou waar gaan jou dogter heen? En die ma haak af en sy sê, nee, maar my dogter het 'n aanbod van meisieshoër gekry. En die adjunkhoof sê, maar dis baie interessant, mevrou, vertel my meer. van hierdie aanbod. Hoorie so, Christus, maar daai vrou vat haar, ek wil amper sê haar paai in sy waai. Yes. Toe sê jy net 'n stofstreep. So wat 'n mens moet weet is, daar word daar buite baie gepraat. Maar dit is 'n sensitiewe ding. Ek persoonlik dink, en dit is wat ek my nou ook ten doel stel in die voorbereiding tot die verkiesings wat kom in Maart maand, dat ons spesifiek in volgende kwartaal wil ek daarop fokus, dat ons ouers moet voorberei dat die opstel van begrotings vir 2027 en daarna kry nou 'n bietjie van 'n ander kleur. En 'n mens moet baie mooi gaan kyk, maar mens moet ook perspektief behou. Van kardinale belang. Ja, want jy moet ook soos meneer Joint nou gesê het, jy weet jou persentasie geld wat jy nou spandeer aan sekere, wat die staatsin is nie 'n halwe persent nie. Ja. So moet jy ook gaan kyk. Ouers moet ook mooi kyk, want kyk, ouers sal baie gou vir jou sê, julle doen alles vir die sport, maar julle doen niks vir kultuur nie. Soveel so dat ek later die gewoonte aangekweek het, dat wanneer ons 'n begroting opgestel het ons ons het die grafiek daar gesit en gesê, kyk, hier is jou snytjie koek. En dan kon jy sien, as sport 5% kry kultuur 5%. En dit help om ouers meer gemaklik te laat voel. Maar nog met Affies as geheel, is dit vir my nog altyd dat ek het nog nooit daai gevoel gehad in my 5 jaar ook dat jy word nie bo seker, jy word almal is op ewe knie. Ja. En ek dink dis wat die skole so sterk maak. Ja. Is dat daar's nie 'n voortrekkery en jy weet eintlik hoekom ek die vraag gevra het is ek het met die wat hoofde wat ek so op die platteland waar ek vertonings het en ek maak tyd want ek wil weet hoe gaan dit by die skool, is die skool gesond? En daar was heelwat ouens weet hulle kan nie meer byhou by die koopkrag van die stad Ja. op hulle. Tog sit ons met die probleem dat Afrikaans besig om te verkwyn. Maar ons is ons eie vyand in daai mate as ek dit so sien, is om jy vat by die platteland en dan vra jy hoekom gaan Afrikaanse skole nie aan op die platteland nie, want hulle kan nie byhou teen die pas wat die skole in die stede het met spelers nie. Ja, Christoph, as ek mag antwoord, ek dink dit is 'n komplekse onderwerp, Ja. want weet ek dink die verstedeliking vind plaas en dit word nie gedryf deur skole nie. Dit gebeur maar deur besighede en geld. Interessant genoeg, ek dink die skoolondersteuningssentrum of Solidariteit, ek is nie seker nie, hulle het 'n 2030 demografiese studie Is gedoen. daai studie En in daai studie het hulle gesê Pretoria byvoorbeeld spesifiek is twee goed interessant, die natuurlike aanwas onder die Afrikaanse bevolking is weer besig om te styg Ongelooflik. en
verstedeliking vind plaas. En dit het ek die laaste paar jaar gesien in die hoeveelheid aansoeke wat mens kry vir skole. En ek dit geld vir laerskole en hoërskole. Was deur die Al die Afrikaanse skole bars uit hulle nate in Pretoria. Dis waar. So dit is nie net affies nie. So en ongelukkig is dit so dat daar plattelandse skole is wat ongelukkig kwyn. Baie keer kan daai skool nie meer net moedertaal onderrig bied nie, so hulle gaan dan dubbel medium en dan baie keer is dit 'n kwessie van tyd en ons het slegte Engelse skool. So dis ongelukkig iets wat ons sien. Ek dink wat baie belangrik is en dis wat ek wou sê oor toe jy gepraat het oor die koop van spelers, is 'n skool moet sy identiteit gaan vasstel. Jy moet sê wie is ek? Ja. En ons het besluit, ja, ons is as uitnemende skool, natuurlik wil ons die top sportmanne hê. Ons is in 1920 gestig. Ek dink ons eerste koshuiskinders het in 1922 in 'n huis naby die skool gebly. Jy weet, so met ander woorde, ons skool se kultuur is nog al die jare Ryk. 'n koshuisskool. Ja. Nee, so ons het 340 kinders in die koshuis vir die laaste paar jaar. En dit is wat ons skool ook so interessant maak, is dat jy kinders van alle verskillende omgewings, jy weet. Maar dit is hartseer as daar skole is wat in die platteland leegloop as gevolg daarvan, maar ek dink dis iets wat in Suid-Afrika die hele land gebeur. Die hele probleem. Maar om jou skool kunsmatig te probeer laat presteer met sportsterre, volgens my is nie 'n volhoubare model nie. So, en ons het al baie keer top kinders verloor as gevolg van die feit dat ons nie beurse gee nie. Ons het een reël, as 'n kind in affies wil wees, dan moet ons hom help as hy nie kan betaal. So natuurlik is daar maniere om 'n kind wat nie die vermoë het om te betaal. Maar dit kom terug by ons vraag oor finansies, nê. So jy weet in ons omgewing, mense dink baie keer jy sê die welgestelde skool, maar ons het wissel maar, so tussen 8 en 10% van ons gemeenskap kan nie die skoolfonds betaal. Kry korting. Nou daai geld kry jy nie by die staat nie. Dit skuif, die las skuif na die betalende ouer toe. Ja. So dit raak nogal 'n komplekse ding en dis hoekom is vir my belangrik is, ek dink nie dit kan verantwoordbaar wees om te sê maar ek vat geld om 'n kind te koop wat eintlik kan betaal nie. Net sodat hy langs die braaivleis die braaivleisvuur kan vir almal vertel hy het 'n beurs. Yes. Ja. En dis nie regverdig teenoor die ouer wat 'n middelinkomste het, maar hy wil graag vir sy kind 'n geleentheid gee nie. En ek dink dis nogal 'n belangrike verantwoordelikheid van skole, skoolhoofde, skoolbestuurders is om te besluit wie is ons en wat dien ons regtig. En dit gaan eintlik maar net oor onderwys en opvoeding. En soos wat Juffrou Jordaan gesê het, met sport en kultuur is 'n verlengstuk van onderwys en die opvoeding. En ek dink dis daai identiteit en jou filosofie is baie belangrik. Dit is belangrik dat die stert nie die hond swaai nie en die hond die stert nie swaai. Dit is maar Ek wil net iets byvoeg Asseblief. wat ek dink ook 'n rol speel. En dit moet ons verstaan dat baie van die plattelandse skole vanweë die druk wat hulle ook het, kan nie altyd vir die kinders die geleenthede bied wat hulle nodig het nie. Ek dink baie min mense verstaan die druk wat op kinders en ouers is uit die tersiêre onderwysomgewing. ja. Want as jy kyk, 'n kind wat nou, en ons het al hoe meer leerlinge wat slaag met baccalaureus vrystelling, so hulle kan universiteit toe gaan. Nou ek het die begin van die jaar het ek die nasionale departement van onderwys hulle God daarby gewoon. Dis soos 'n amper bosberaad tipe van 'n ding. En daar het die minister van hoër onderwys het ook kom praat. En wat daar na vore gekom het is dat statisties die bestaande universiteite en ander instansies het nie genoeg kapasiteit om die stygende aantal kinders wat met vrystelling slaag te akkommodeer nie. Daarom dink ek is iets soos byvoorbeeld Akademia wat nou hulle Ja, is 'n eie ongelooflike universiteit projek, bou. ja. Dit is 'n ongelooflike projek. En dit is hoe dit is basies waarop dit gaan neerkom. So baie keer skuif die kind om meer geleenthede te hê. En dit is hartseer, maar weer eens 'n mens wil vir jou kind iets gee om in 'n skool te wees wat vir hulle, dit is hulle hartklop is ook daar. As jou kind gelukkig is, as jy gelukkig. Presies, dit is ongelukkig, dit is hoe dit ook werk. En daarom dink ek, mens moet net op daai goed fokus. Meneer Joint is heeltemal reg. Die identiteit van die skool, die ethos van 'n skool, is eintlik die behoudende faktor. Wow. Want ek het altyd gesê, hoe verkoop jy jou skool? Jy kan nie regtig dit doen nie. Dis iets wat jy ervaar dit.
Dis 'n kwessie van jy kom hier, jy sien en jy kyk op 'n paviljoen en jy beleef die kinders. En daardie belewenis het ek al gesien. Is byvoorbeeld by 'n oop dag, is die belewenis die ding wat 'n kind spaai om te sê, hierdie skool is waar ek tuis voel. So ja, dit is deel daarvan, maar ek wou net noem, jy weet, dat ongelukkig jou plattelandse skool ook in daardie resies ingetrek word. Julle is vir my die tipiese voorbeeld van begin as passievolle onderwysers en nou is julle in julle posisies waar julle nou sit. Hoe behou mens daai passie vir die jong onderwyser om in hierdie omstandighede dat ons hierdie regte uitblinker onderwysers wat 'n kind nie meer kan wag om skool toe te gaan. Ek kan op my dogtertjie se rapport somme sien as dit van die onderwyser by wie sy is, dit sy 100% daarso. En dit is vir my want dit is vir my, ek onthou die onderwysers wat werklik omgegee het en omdat hulle hier wou wees, nie omdat hulle hier moes wees nie. Christof, as ek mag begin, kyk, ek dink dis die eerste ding is dit nogal 'n persoonlike ding, nê. Ja, Ek dink onderwys is 'n roeping. definitief. Jy weet, Ja. en eintlik is dit die ideaal dat 'n ou dit wat jy voor lief is en wat jy van hou en wat vir jou energie gee, jou werk is. Ja. In my geval is dit was wat ek wil doen. En dit wat ek nou doen is vir my ongelooflik lekker. Daar is natuurlik uitdagings, maar die voordele in die werksbevrediging is ver meer as die uitdagings. Jy weet, en ek dink dis seker die ideaal. So ek dink 'n ou moet wanneer mense personeel aanstel, nommer 1, as ek kom terug na daai punt toe, jy moet mense kry wat vir die regte rede in die onderwys is. Jy weet, en jy kom nogal vinnig agter as iemand dit doen vir die regte rede en ander iemand dis net te werk. Jy weet, so ek dink dis nommer 1. So dis 'n halfe intrinsieke motivering, nê, wat mense het. Ja. En dis die eerste ding. Die tweede ding is ek dink daar 'n skoolkultuur is ontsettend belangrik. Oor wat is die gevoel wat jy het as jy daar is. En ek dink daar kan 'n skool en skoolbestuur 'n groot rol speel om die omgewing waar mense werk so lekker as moontlik te maak en so optimaal as moontlik. Nou, partykeer het jy finansies nodig om binne in die klaskamer audiovisuele goed in te sit, 'n rekenaar te gee en 'n goeie, leerondersteuningsstelsel ensovoorts. As 'n skool dalk minder geld het, is daai gevoel in die personeelkamer van dis lekker om hier te wees en pouse kom en drink ons saam tee en na die rugbywedstryd drink ons 'n bier saam met die ander skool en ons bou verhoudings en ons kuier en kollegas raak vriende. En ja, wanneer jy 'n moeilike gesprek het, my persoonlike filosofie is, ek het daai gesprek in my kantoor met 'n toedeur met daai een kollega. Ek beklei nie meer die hele personeel nie, want die meeste van die tyd doen almal wonderlike werk. So ons het 'n baie groot fokus in ons personeelkamer om humor in te bring, 'n ligte atmosfeer waar mense, as jy daar uitstap, het jy 'n glimlag, jy het 'n hubbel in jou stap, jy sien uit na die dag. En ek dink daai skoolkultuur is in enige organisasie se vermoë om te verander. En jy kan ook negatiewe kulture kry, maar ek sou sê, om jou vraag te antwoord, kry mense wat vir die regte redes in die beroep is, en nommer 2 is jou organisasie se kultuur is ontsettend belangrik om mense te bou. Dit maak vir my verskriklik baie sin. Juffrou Jordan? Ja, as ek kan aansluit by hom ook, ek dink dit is die sleutel. Die sleutel lê daarin dat 'n mens jou onderwysers moet koester. So nadat jy die regte aanstelling gedoen het, moet jy die omgewing wat jy vir hulle gee, en dit is wat meneer Joint ook nou gesê het, daardie omgewing moet so wees dat jy werklik dat hulle die gevoel kry van mens gee om, dat 'n mens planne maak om dit vir hulle meer aantreklik te maak, dat 'n mens probeer om dit vir hulle so te maak dat dit nie iets word wat 'n las is nie. So dit is baie, baie belangrik. Dit is eintlik 'n ding wat 'n onderwyser wil gewaardeer word. Dit is nie die salarischeck nie. Nog menslik. Dit bly aan die einde van die dag dit. Nou, ek wil vir jou sê, eintlik is 'n mens, as jy in die onderwys staan, is jy skatryk. Jy is skatryk. Jy's net nie ryk in kapitaal nie. Jy is ryk in menswees. Want ek moet vir jou sê, dis ongelooflik hoe jy jou stempel kan afdruk op kinders en wat hulle vir jou kan teruggee. Want soveel soos jou dogter wat met 'n huppel in haar stap kom, soveel kan ek vir jou sê dat as 'n onderwyser, hoe maklik jy die ekstra myle, jy weet, as ek dink nou,
by 'n netbaltoernooi, hoe hierdie onderwysers vir 'n hele naweek, 'n weke van die vakansie opoffer, maar almal is in daai ding, onderwyser, speler, en die ouers. Dit skep ook iets daar, wat dit vir hulle baie aantreklik kan maak, en jy moet hulle net waardeer. Mens moet hulle waardeer, en dan dink ek, jou skoolomgewing, jy moet goeie skoolbestuur hê, dit anker die onderwyser. As daar mentorskap is, as hulle voel, maar die hoof sien raak, my departementshoof sien raak, hulle maak bemoeienis met my, hulle probeer my kry om my werk beter te doen, of makliker te doen, dit is baie belangrik ook vir hulle, en dit trek hulle, en dan moet jy sorg dat die dissiplinêre kultuur van die skool sodanig is dat 'n onderwyser nie skool toe kom in die vrees dat iemand nou 'n mes gaan uitpluk of 'n geweer gaan uitpluk nie. En as ons dink aan, vat byvoorbeeld in die Wes-Kaap, wat sterk deur goed soos bendegeweld, wat 'n enorme rol daar speel. Nou ek meen, daar dink ek, voel baie van daai onderwysers partykeer, hulle voel nie baie veilig nie. So dit is daai ding, veiligheid en koestering en liefde. Maar dit is so, as die hoof, moet jy ook maar streng wees, en jou bestuuromgewing is maar een van ook, hoor die ouens, dit is wat ons moet doen. As ons wil uitkom by die ideale wat ons vir onsself gestel het, die strategie wat ons neergesit het, as ons daarna gaan kyk, kan ons dit net bereik as ons as 'n span saamwerk. En dan ja, ek het altyd 'n plekkie gehad vir 'n ou grappie, want dit voel vir my, jy weet, humor maak jou sommer net, dit verslap net 'n omgewing, en 'n mens voel sommer net dadelik, nee, weet jy wat, ek sien nou weer kans vir hierdie dag, en is partykeer sommer 'n verspotte storieetjie wat daar uitkom, maar dit is tog ook lekker. En 'n mens moet partykeer ook leer om vir jouself te lag as jy 'n onderwyser is. Dis so belangrik, ja. Ek dink ek moet een vertel van myself. Ek het as 'n jong onderwyseres aan die einde van die dag, was dit die gebruik, jy sluit in jou klas met 'n gebed af, en ek sê vir die kinders, sluit nou die oë, ons gaan nou afsluit, en ek doen my gebedjie, en ek sê aan die einde, ons vra dit nie uit genade nie, maar verdienste alleen. Plek sê ek net amen, sê ek nou toe in my gebed, sê ek, ekskuus tog is andersom, amen. Die kinders het deur aan 'n kant getrek, toe lê hulle nog soos hulle lag, en ek kon net my kop skud vir myself, maar iets in daai ding, laat die kind na jou kyk, en die kind besef net, jy sien maar hierdie is 'n lekker oomie, want hierdie onderwyser kan lag, hierdie onderwyser verstaan die kuns. Ag, en dan eintlik die hele hartklop van alles is die liefde. As jy lief is vir kinders, dan gee daai kind vir jou hulle beste terug, en dit is wat jou ryk maak. Dit verryk jou, en dit gee vir jou vleuels aan jou voete, om te bly vlieg, en om steeds hoër te mik, en nie vir eer nie vir ons moet die beste in die weste of die ooste wees nie, niks daarvan nie. Dit het net te doen met, kom ons gee elkeen van julle die kans om tot jou beste te ontwikkel, of jy nou die onderwyser is, of jy die kind is, en selfs of jy die skoolhoof is.